Baie welkom by vandag se aanlyn preek. Ek het groot geword en van my gunsteling leesstof toe ek 'n kind was komiekboeke wat oor superheroes gegaan het. Helde. Jy weet daar was Hulk, daar was Captain America, daar was Spider-Man, daar was Batman, daar was Chuck Norris. Maar my gunsteling superheld van alle helde was Superman. Hy kon eenvoudig net alles doen. Hy kon vlieg. Hy kon swaar goed optel. Hy kon swys met sy oë. As hy geblaas is, het goed gevries. En hy het heeltyd net die dag gered. Superman het ook so siklus gehad. Hy het homself vermom as 'n baie skaam verslaggewer. Sy naam was Clark Kent. En hy het 'n pak gedra en 'n bril. En dan, wanneer daar 'n krisis is, was hy gewoonlik daar, en dan gaan hy na 'n telefoonhokkie toe of na 'n vertrek toe, en hy trek sy klere uit, en onder sy klere is sy superheld klere, en hy red die dag. Superman was my alles. Ek wou Superman wees. Maar soos ek groter geword het, het ek agtergekom, maar hier's 'n paar goed wat nie sin maak met hierdie storie nie. Eerstens, hy het net 'n bril op wat sy vermomming is. Met ander woorde, jy het hom nou nie erken as Superman nie, maar nou was hy Superman. Nou is hy weer nie Superman nie. Nou was hy Superman, en die mense wat saam met hom werk het hom nie geken nie, nie eers Lois Lane, die meisie op wie hy 'n oog gehad het nie. Dan was hy altyd toevallig by wanneer daar 'n krisis was hy nou maar net eenvoudig daar. En dan as mens bietjie moet praat oor sy kleredrag, hoe het daai hele pak van hom onder sy werksklere gepas, boetse en al? En dan, as jy mooi na die prentjie kyk op die skerm, gaan jy agterkom, daar's nog iets wat nie sin maak nie. Daar's 'n kledingstuk wat onder moet wees wat hy bo dra. Ons is besig met 'n reeks wat ons noem Ten spyte van, en ons kyk na die rigters, die boekrigters. Die boekrigters speel oor so 300 jaar tydperk af, net voordat hulle koning kry, terwyl hulle vestig in die beloofde land. En dan gebruik die Here rigters of leiers om hulle te lei in hierdie tyd. Nou daar's 'n klomp verskillende rigters, maar daar's ook 'n klomp keer wat dieselfde siklus herhaal in die lewe van God se volk. En die siklus lyk eenvoudig soos die volgende. Die volk kom en vestig in 'n area, hulle begin vergeet van die Here, hulle dien afgode, dan stuur die Here 'n ander volk om hulle te verdruk, 'n vyand om hulle te verdruk. Hulle roep om hulp na die Here. Die Here gee gehoor en hy stuur dan 'n superheld, 'n rigter, om hulle te verlos. En hy rig hierdie persoon op en hy vul hom met sy gees, sodat hierdie persoon 'n verskil maak. Interessant, hierdie rigters of hierdie superhelde was nie perfekte mense nie. Hulle was feilbare mense, met gebreke en tekorte, en twyfel, en slegte gewoontes selfs van hulle. Maar nog steeds het die Here hulle gebruik. En ek en jy word ook geroep om deur God gebruik te word. Elkeen van ons het 'n lewensmissie en 'n lewenstaak wat ons moet vervul. En ons kan nie daarvan wegskram nie. Ek lees nou die dag hierdie oulike storie. Lees dit saam met my. This is a story about 4 people named everybody, somebody, anybody and nobody. There was an important job to be done and everybody was asked to do it. Everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. Jy word geroep vir 'n taak. En jy moet gehoor gee, ten spyte van die uitdagings wat jy dalk in die gesig moet staar. Vandag se rigter is Gideon. En hy moes 'n klomp uitdagings in die gesig staar. Maar een van die eerstes wat oppop as jy sy storie lees, is twyfel. Kom ons lees 'n bietjie die storie van Gideon. Ons gaan geselekteerde verse lees. Sy storie vind ons in Rigters 6 en 7 en dit gaan ook aan in Rigters 8. Die Israeliete het weer begin doen wat verkeerd is in die oë van die Here.
Hy het hulle 7 jaar lank aan die Midianiete onderwerp. Die Midianiete het die Israeliete so hard behandel, dat hulle die berge ingevlug het. Daar het hulle vir hulle skuilplekke in grotte en ontoeganklike plekke teen die Midianiete gebou. As gevolg van die Midianiete was die Israeliete totaal teen die grond. Die Israeliete het toe by die Here om hulp begin smeek. Sien jy die siklus? En dan gaan die engel van die Here na 'n sekere familie toe. Die engel van die Here het onder die eikeboom in Ofra kom sit. Dit het aan Joas van die Abiseer familie behoort. Sy seun Gideon was besig om onder op die vloer van die parskyp koring uit te slaan. Hy het daar vir die Midianiete weggekruip. Die engel van die Here het toe aan hom verskyn. Hy het vir hom gesê, "Die Here is by jou, dapper man." Maar Gideon sê vir hom, "Verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes in Manasse. Ek is die onbelangrikste lid in my pa se familie." "Ek is dan saam met jou," het die Here vir hom gesê. "Jy sal al die Midianiete verslaan, asof jy net teen een man veg." Kan jy verstaan dat twyfel 'n bietjie na vore kom in hierdie gedeelte? Hier is iemand wat wegkruip, hy's bang. Die volk is vir 7 jaar deur hierdie mense verdruk. Op 'n stadium sê die teks, wanneer hulle die land ingetrek het, was dit soos 'n swerm sprinkane, en hulle kamele was soos die sand van die see, die diere wat hulle gehad het. Dit was 'n angswekkende nasie gewees. En hier sê die Here vir Gideon, wat wegkruipertjie speel vir hierdie nasie, jy gaan hulle red. Jy gaan ons red. Jy gaan God se volk red, en jy gaan hierdie mense verslaan, asof hulle een man is. Ek kan verstaan dat hy twyfel. Ek kan verstaan dat jy baie keer in jouself twyfel. Dat jy baie keer twyfel as jy dink aan jou lewenstaak en dit waarvoor jy geroepe voel om te doen. Hoe kom ons verby die twyfel? Wat het Gideon gedoen om verby sy twyfel te kom? Na 'n plek van optrede. Eerstens, sien jouself soos God jou sien. Gideon kruip weg, hy's bang, en skielik sê die engel van die Here vir hom, "Die Here is by jou, dapper held, dapper man." Hy's alles behalwe dit. Hy kruip weg, hy's bang. Hy's besig met koring in 'n plek waar jy eintlik diep wyn moet pars. Is hy besig met koring, is deel van sy wegkruip, is deel van sy skuiling, en dan moet hy skielik hoor, "O, ek is dapper." En dan antwoord hy skielik, hy sê, maar verskoon my meneer, praat jy met die regte ou hierso? Hoe kan ek vir Israel red? My familie is een van die swakstes in Manasse. En dan in my eie familie is ek ook nogal onbelangrik. Ek word gestuur vir onbelangrike take. Hoe kan ek dit doen? En skielik begin hierdie selfgesprek wat hy twyfel. Ons almal het stemme in ons wat deelneem aan 'n selfgesprek. Dis stemme van onsekerheid, dis stemme van vrees, dis stemme van verwerping, is vorige ervarings. Ek meen, wat wou jy geword het toe jy kind was? Dit was heel waarskynlik iets groots. Jy het nie gedink, ek gaan dit nie kan maak, of ek sal nooit dit kan word nie. Maar soos jy deur die lewe begin gaan het jy agtergekom, ek kan nie dit word nie. Ek het eenslag na 'n praatjie van 'n sielkundige geluister. Toe vra hy vir die gehoor die volgende. Hy sê, "Wie was jy voordat mense vir jou begin sê het wie jy is?" Want dis wie jy eintlik is. Die persoon wat jy was voordat stemme in jou lewe begin inpraat en stemme vir jou gesê het wie en wat jy is. En Gideon ervaar skielik hierdie klomp stemme wat praat en hy sê, "Ek is nie belangrik nie. My familie is swak. Ek kan dit nie doen nie." Hy twyfel. En ek dink in ons almal se lewens daai selfgesprek aan die gang. Het ek dit in my om hierdie te kan deursien? Het ek dit in my om hierdie te kan doen? Het ek dit in my om hierdie gewoonte te verander? Of om hierdie gewoonte te vestig? Om my roeping uit te leef? En ons twyfel. Ek leen woorde by Retief Burger wat 'n liedjie geskryf het en luister net na hierdie liedjie.
Dit is vers 2 van 'n liedjie met die naam van Sekelmaan. Hy sê, en mensekind, ek weet jou hart is broos, want die sonde trek jou skeef, en jy's moeg en moedeloos. Maar as jy net my oë vir 'n oomblik sou kon leen, sou jy 'n bruid sien, in wit geklee. Gideon, as jy net God se oë vir 'n oomblik kan leen, sal jy 'n held sien, wat God wil gebruik. As ek en jy net vir 'n oomblik God se oë kan leen, sal ons 'n mens sien wat geliefd is. Sal ons 'n mens sien wat potensiaal het. Sal ons 'n mens sien wat uniek is, wat talente en gawes het, wat uniek is aan jou. 'n Mens sien wat God deur sy gees kan toerus en kan gebruik. Sien jouself deur God se oë. En hou op luister na al die stemme en hierdie selfgesprek wat aan die gang is. Maar dan sien ons, Gideon maak ook seker, want jy sien, hierdie opdrag laat hom twyfel. En as jy twyfel, dan soek jy wat? Sekerheid. En hy sê vir die Here, Here, ek soek 'n teken. En op 'n stadium toe bid hy en hy sê, Here, ek wil asseblief hê, U moet vir my duidelik wys dat hierdie in U wil is, want dit is 'n groot taak. En dan lees ons op 'n stadium, Gideon het vir God gesê, as dit regtig so is soos U gesê het, dat U die Israeliete deur my gaan bevry, wys dit tog vir my. Ek sal vannag 'n stuk wol op die dorsvloer los, en as daar dou op die wol kom môreoggend, en rondom bly dit droog, sal ek weet, dat U my wil gebruik, om die Israeliete te bevry. Dit het so gebeur. Gideon het die volgende môre vroeg opgestaan, hy het die wol uitgedruk in 'n hele bak vol water, daaruit gewring. Hy vra 'n teken. Hy soek bevestiging. Hy wil seker maak dis in die wil van die Here. Die storie gaan eintlik verder, dat hy sê, Here, maar goed, dankie vir hierdie bevestiging, maar ek soek nog 'n bevestiging. Kom ons doen hierdie woltoets andersom. As ek môre wakker word en die wolletjie is droog, of die velletjie is droog, en is rondom dit nat gedou, dan sal ek dit weet. En die Here laat dit toe so gebeur. En toe hy daai sekerheid kry, toe hy skielik volmoed om dit te doen. Ons soek ook baie keer sekerheid. Ons twyfel. En ek dink dit is nodig om die wil van die Here te soek in ons lewe en sy stem te hoor, want wanneer ons sekerheid het oor wat hy vir ons sê en die rigting wat hy wil hê ons moet gaan, dan help dit met die twyfel. Dit vat nie twyfel weg nie, maar dit vat ons meer na 'n plek van sekerheid. Nou weet ek, as dit kom by die wil van die Here, is daar baie verkeerde maniere om dit te soek. Baie keer kan ons half ons wil afdruk op die wil van die Here. Baie keer kan ons die Bybel misbruik, ons slaan hom net oop, hulle noem dit Bybel bingo, ons slaan hom net oop en daai vers, dis nou die wil van die Here. Of ons sê vir die Here, Here, as dit gebeur, dan sal ek weet. As ek die lotto wen, dan sal ek weet ek moet geld gee. Dat my dink aan die persoon wat 'n gewigprobleem het en by die werk met sy kollegas daaroor praat en hulle sê toe vir hom, man, jy gaan al klaar begin gewig verloor as jy net ophou met hierdie soetigheid heeltyd hier aankom. Hy sê, ja, maar dit is moeilik, op pad werk toe is daar hierdie bakkery. En hierdie bakkery maak die lekkerste pastries en koek en natuurlik sulke klein wortelkoekies, sulke klein Black Forest koekies. En ek meen, ons mos nou 'n klein koek en elke dag eet hy dit en dis deel van sy probleem. En hy sê toe, okay, hou my asseblief verantwoordbaar. Ek gaan nie meer met daai bakkery se kos hier aankom nie, ek gaan gesonde kos bring. En hy doen dit toe. Het gaan goed vir 'n maand. Eendag kom hy daar aan met so groot Black Forest koek. Hy sê van wat nou gebeur? Hy sê nee, ek het gebid. Ek sê Here, as dit U wil is dat ek vandag 'n stuk koek eet, gee asseblief vir my 'n parkering voor die bakkery. En hy sê ja. Sê aan toe ek die 8ste keer om die blok ry. Julle sal dit nie glo nie. Dis 'n parkering voor die bakkery. Ek dink nie die wil van die Here soek werk so nie. Maar daar's definitiewe maniere hoe ons sy wil kan vind. Die Bybel. God sal ons nooit buite sy woord lei nie. Daarom moet jy gereeld die woord lees, want so sal jy sy wil en sekerheid kry en sy bevestiging kry. Daar's natuurlik hierdie stem binne in jou. Dis die Heilige Gees wat jou wil lei, waarna jy moet luister. Baie van ons luister nie na hierdie stem nie. Iemand
John Ortberg verwys na dit as promptings. Promptings of the Spirit. Wat hier binne in jou is waarna jy moet luister. Ek dink ons moet baie keer ook kyk na omstandighede en sameloop van omstandighede, want die Here se bevestiging lê ook in dit. Die Here se bevestiging lê in deure wat oopgaan, maar ook in deure wat toe bly of toe gaan. En ons moet sy bevestiging in dit sien. God bevestig deur ander mense. Mense in jou lewe wat jy vertrou, word ook stemme waardeur God kan sy wil bevestig. Of drome, of deur te joernaal. En al hierdie goed, baie keer is dit meer as een van hulle wat saamwerk. 3 of 4 van hulle wat saamwerk, wat vir jou daai bevestiging gee, van hierdie is God se wil. Ek vind deesdae nogal baie rigting in my lewe, deur my joernaal te gebruik. Elke dag net te skryf in hom, en dan van tyd tot tyd net terug te gaan, en te kyk wat ek geskryf het. En gewoonlik as ek dit lees, veral die laaste maand, dan sien ek, dit is wat die Here besig was, om vir my te sê in my lewe. Hier is sy bevestiging, hier is die rigting wat ek moet loop. Greg McKeown het die volgende gesê, hy sê, if you want to find the lead story of your life, become a journalist of your life. Begin om hierdie maniere te gebruik, sodat jy seker sal wees van die wil van die Here. Luister, twyfel, wat goed ondersoek word, lei tot sekerheid. So hierdie wat Gideon ondersoek en wil seker maak, bring op die ou einde by hom 'n tipe sekerheid. As jy by jou huis wegry, en jy's uit by die hek en begin net in die straat af te ry, en jy wonder skielik, jy twyfel, het ek die stoof afgesit? Of het ek my strydner afgesit? Kan jy nou aanhou ry en jy gaan aanhou twyfel? Behalwe as jy omdraai en daai twyfel gaan ondersoek, en gaan ondersoek instel, of die stoof wel af is. En dan kom jy daar, dan is die stoof af, of die strydner het jy afgesit, en dan sê seker, en dan ry jy met sekerheid werk toe. Maar hoekom het jy sekerheid? Want jy het die twyfel ondersoek. Jy het met daai twyfel gewerk. Jy het bevestiging gesoek by die Here oor daai twyfel. Laat my dink aan Thomas, een van Jesus se disippels. Hy het getwyfel dat Jesus opgestaan het. Wat sê hy? Ouens, as ek nie my hand met my vingers in daai gate van die spykers kan steek, of my hand daar by sy sy, waar hulle met die spies gesteek het, gaan ek nie glo nie. En so verskyn die Here weer aan hulle, en Thomas is by, en die Here nooi hom. Hy sê, kom met jou twyfel, kom voel, kom ervaar, kom ondersoek die twyfel, sodat daar sekerheid by jou kan kom. En wanneer jy twyfel, gaan na die Here toe, soek daai bevestiging, sodat jy duidelik sekerheid kan kry. En toe Gideon hierdie sekerheid het, en hy die bevestiging 2 keer kry, trek hy op met mannemoed, met 32,000 man, en hy kyk nie terug nie, ek gaan nou hierdie Midianiete verslaan. Maar dan gaan die storie verder, dat die Here vir hom op 'n stadium sê, Gideon, ek dink hierdie 32 manne is te veel. Die 32,000 manne is te veel. En hy sê vir hulle kan huis toe gaan. En Gideon sê, luister manne, as julle nie lus is vir hierdie oorlog teen hierdie wrede Midianiete nie, is julle welkom om huis toe te gaan. Die wat kan sien, julle kan bly. 'n Klomp van hulle dink, wil ek oorlog toe gaan? Wil ek dalk moontlik doodgemaak word? Wil ek tussen hierdie stink soldate bly, waar hy nie ordentlike geriewe is nie, of wil ek huis toe gaan? En 22,000 van hierdie 32 besluit, dis jou oorlog Gideon, jy's op jou eie. 10,000 bly oor. Ek dink Gideon het toe al klaar bietjie begin twyfel. Toe sê die Here, laat die manne gaan water drink, hierdie 10,000. En hulle wat soos 'n dier water drink, en nie om hulle kyk nie, hulle is nie goed genoeg om die oorlog te gaan maak nie. Maar die ouens wat op hulle knie afgaan en met hulle hand water skep, en nog steeds uitkyk, jy moet hulle gebruik. Gideon stuur hulle water toe, slegs 300 slaag die toets. Van 32,000 na 300 toe. En dan sê die Here vir hulle, julle is nou gewapen met 'n ramshoring en 'n fakkel. Nie 'n swaard nie. Wat dink jy wil God vir Gideon sê? Dink hy wil vir hom sê, ek kan
jou verlos, of die Israeliete verlos met 32.000 man, met 10.000, met 300 of met 1. Dit maak nie saak nie. Ek kan dit doen. Maar ek dink wat hy ook wil sê, is Gideon, wanneer jy hierdie aanpak, kies jou reisgenote. Kies die regte ouens. Ouens wat hart en siel in dit is. En dit laat my dink aan ons ook, wat ons lewenstaak het. En wat soms twyfel. Wie is die reisgenote wat jy in jou lewe het? Die volgende aanhaling. I asked my mentor, what is more important, the destination or the journey? He replied, the company. Jou reisgenote. Soos ons deur die lewe gaan, soos ons reis, begin ons mense op te laai. Maak ons voertuig vol, ons reisvoertuig, ons lewensreisvoertuig vol. Maar weet jy, baie van die mense wat jy op tye opgelaai het, is nie meer goed vir jou nie. Hulle was van die begin af dalk nie goed nie, maar het saam met jou gereis. En is nodig dat jy die regte reisgenote sal hê. Jy het die regte manne nodig. Manne wat sal luister as jy sê, jy het net 'n ramshoring en jy het net 'n fakkel, geen swaar nie, dis wat jy het. Hulle sê, jou lewe is die gemiddeld van die 5 mense met wie jy die meeste tyd spandeer. Dink bietjie daaroor. Ek weet nie of dit presies so is nie, maar ek dink jy steek redelik waarheid in. Jou lewe is die gemiddeld van die mense met wie jy tyd spandeer. Jou lewe is die gemiddeld van jou reisgenote. Is daar mense in jou lewe wat jou strek, wat jou beter maak, wat jou aanmoedig en hande klap, wat jou optel as jy val? Of is dit net mense wat jou aftrek en nee sê en jou onderkry en energie by jou steel? Ons word soos die mense met wie ons tyd spandeer. Craig Rochelle skryf in sy boek The Power to Change. Toe sê hy wonder nogal hoe sy lewe sal lyk as hy tyd sou spandeer met mense wat nie 'n verhouding met die Here het nie. Wat nie volunteer by hulle kerke nie. Wat nie finansiëel bydra by hulle kerke nie. Wat nie gesond eet nie. Wat nie gesond leef nie. Wat verslaaf is aan alkohol, aan pornografie, sosiale media. Mense wat skinder. Hoe sal sy lewe lyk as hy hom heeltyd met sulke mense omring? En hy sê, sy lewe sal presies soos hierdie mense lyk. En as dit nie presies soos hulle lewe lyk nie, sal hy ten minste nie sleg voel oor sy gemiddelde lewe nie, want is ten minste beter as hulle lewe. Hy sê daarom omring hy hom met mense wat lief is vir die Here, wat volunteer, wat finansiëel bydra en betrokke is, wat binne 'n begroting lewe, wat gesond eet, wat gesond leef, wat hulle gewoontes onder beheer het. Hy sê van daai mense smeer op hom af. Kies jou reisgenote op hierdie reis. Want jy sien, God wil jou gebruik ten spyte van jou twyfel. Gideon en sy 300 man gaan met 'n fakkel en 'n kruik en hulle staan rondom hierdie kamp van die Midianiete. En hulle blaas die ramshoring en hulle hou die fakkels omhoog en daar kom verwarring in die Midianiete se kamp. Die teks sê, hulle het mekaar begin doodmaak en hulle het begin vlug. En die Here gee vir hulle oorwinning ten spyte van twyfel, ten spyte van dat hulle net 300 is, ten spyte van dat hulle nie eers 'n wapen gebruik het nie. Want dit is wat God kan doen. En die uitnodiging kom na jou toe vandag. Ten spyte van. Daar's 'n roeping oor jou lewe. Daar's 'n lewenstaak. Daar's iets in hierdie seisoen wat jy nou moet afhandel, moet deurkom, moet oorkom, moet oorwin. Jy kan, ten spyte van. Kom ons bid saam. Here, ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees tot ons weer by mekaar kom. Amen.